Hou vir my duim vas. Dit sê, alhoewel ek net by vers 11 doen, is om vers 12 so vrek moeilik is. In fact, ek dink ons gaan volgende week ook vers 11 doen. In elk geval, hoofstuk 11 vers 11 sê, en na die 3,5 dag het 'n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan, en hulle het op hulle voete gaan staan, en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. En dan sal ons nou volgende, ek dink is vers 12, wat dan sê, van wat hulle in die wolke op, hulle vaar op in die hemele op, en so aan. So definitief nie 'n maklike gedeelte nie, veral in lig van die feit hoe ons nou al klaar die getuies geïnterpreteer het tot en met hierdie punt toe. Maar byt vas, ek dink daar is tog sin om te maak van hierdie gedeelte. Nou aangesien die 3,5 dae, waarvan ons gelees het in vers 9, daar was ook gepraat van 3,5 dae. 'n verwysing is na die onvolmaakte periode van die ou verbond, verwys hierdie vers, sowel as die opvolgende 2 verse, dan vers 11 tot by vers 13, na dit wat sou gebeur wanneer die ou verbond, of die onvolmaakte 3,5 dae dan, tot 'n einde kom. Spesifiek met betrekking tot die getuies van die ou verbond, die fisiese geboue insluitend die ark van die getuies, sowel as na die wat nie na hulle wou luister nie. So dit sluit alles in wat dan na die 3,5 dae gaan gebeur, na die ou verbond, met die getuies en hulle vyande, met die getuies wat nou die getuies van die ou verbond insluit en die getuienis self wat dan in die verbondsark is of die ark van die getuies dan nou is. So ons sien dus in hierdie verse, naamlik vers 11 tot vers 13, wat met die getuies gebeur, naamlik die profete, wat met hulle vyande gebeur, naamlik afvallige Juda, sowel as wat met Jerusalem gebeur aan die einde van die ou verbond era, of althans na die 3,5 dae dan nou. So hierdie teksgedeelte behels dus wat met die profete of selfs die hele getroue Israel, wat by die verbond gehou het gedurende die periode van die ou verbond gebeur, aan die einde van die ou verbond, en indien ons in gedagte hou dat hierdie 'n verwysing is na getroue Israel, soos ons gesê het, die getroue getuies, die wat wel getuig het volgens die verbond en by die verbond gehou het, dan behoort die volgende verse nie te moeilik te wees om te interpreteer nie. En as ons net in gedagte hou dat hierdie ou verbond periode is wat klaar is, dan behoort dit ook nie te moeilik te wees om te interpreteer nie. Aangesien die Bybel ook nie onduidelik is oor wat met die getroue getuies of getroue Israel sal gebeur by die inhuldiging van die nuwe verbond nie. Ok, maar dit sê eerstens die gees van die lewe het uit God in hulle ingegaan en hulle het op hulle voete gaan staan. So die gees van God het in hulle ingegaan, of nie noodwendig die gees van God nie, die gees van die lewe het uit God in hulle ingegaan en hulle het op hulle voete gaan staan. So eerstens sien ons dat hulle weer lewendig raak. Maar daar ook uitdruklik genoem word dat hulle op hulle voete gaan staan, wat 'n vreemde ding eintlik is om te sê. Wat maak hulle saak of hulle gaan sit het of hulle nou op hulle voete gaan staan het of wat ook al. Hulle is dan nou uit die lewe uit opgebring, maar nou gaan staan hulle op hulle voete. Maar hierdie taal word net so gebruik, en ek dink dis hoekom dit so gesê word, dit word net so gebruik in Jesegiel hoofstuk 37. Daar sien ons presies dieselfde tipe taal. En ek lees 'n groot gedeelte van Jesegiel 37 vanaf vers 3 tot vers 14 waar staan. Toe sê hy vir my, en dis nou die Here of wat met Jesegiel praat, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ons almal het nou gehoor van die Valley of Dry Bones of die vallei van die droë bene of wat ek al. So daar is mos nou hierdie vallei met die droë bene en die Here sê, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, U weet dit. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dorbene, hoor die woord van die Here, so spreek die Here tot hierdie bene, kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word.
En ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en 'n vel oor julle trek en 'n gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word en julle sal weet dat ek die Here is. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was, en sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis en kyk 'n beroering. Nou die beroering, en ons kom altyd daarby. In die Hebreëus is 'n aardbewing. Op ander plekke word daai Hebreëse woord juis vertaal as 'n aardbewing. So daar het 'n aardbewing ook hierby plaasgevind, en ek gaan nou net weer noem, ek noem dit eintlik nou te vroeg, maar ons sal sien, ek dink is in vers 13, sal ons ook sien, daar's 'n aardbewing wat gepaard gaan met hierdie getuies wat dan nou lewendig weer raak. 12 of vers 13. En die bene het nader gekom, elke been na sy been. Toe kyk ek, en daar was seënings op hulle, en daar het vlees opgekom, en 'n vel is bo hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees, profeteer mensekind, en sê aan die gees, so spreek die Here, Here, kom aan uit die 4 windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword, en hulle het op hulle voete gaan staan. So ons sien basies presies dieselfde as wat ons hier sien in ons teks. Die gees, en interessant genoeg, ons sal sien in Esegiel 37 praat dit ook nie van gees met 'n hoofletter nie, maar gees, bloot net die gees van die lewe. Nie onmoontlik dat dit die Heilige Gees is nie, maar in Esegiel 37 en in Openbaring kry mens half amper die idee dat dit nie noodwendig so direk of spesifiek na die Heilige Gees toe verwys nie. En dieselfde is die geval in Esegiel, Openbaring praat van die gees van die lewe wat uit God is. Maar in elk geval, toe het die gees in hulle gekom en hulle het lewendig geword en hulle het op hulle voete gaan staan. 'n Ontsaglike groot leer. Toe sê hy my, mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor en ons verwagting is verlore, dit is klaar met ons, daarom profeteer en sê aan hulle, so spreek die Here, Here, kyk, ek sal julle grafte oopmaak en julle uit die grafte laat opkom, o my volk. So hierdie gee al klaar vir ons 'n aanduiding dat dit getroue Israel is. Hierdie is nie afvallige Israel waarvan hier gepraat word nie. En ek sal julle bring in die land van Israel en julle sal weet dat ek die Here is, as ek julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk, en ek sal my gees in julle gee dat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet dat ek die Here dit gespreek en gedoen het, spreek die Here. So ons sien dis 'n duidelike ooreenstemming, en dis waarskynlik die enigste ooreenstemming wat ons wel sien met dit wat ons in Openbaring lees. Maar ons sien 'n duidelike ooreenstemming tussen ons teksgedeelte en dit wat ons hier lees in Esegiel 37. Eerstens, beide praat van getroue Israel onder die ou verbond. Met ander woorde, die wat getrou die verbond gehou het en daarvan getuig het. Dit was die getuies, waarskynlik. Tweedens, hulle is dood en hulle moet weer lewendig raak, selfs as in ons teks. Derdens, die gees van die lewe moet in hulle ingaan, sodat hulle op hulle voete kan staan. En vierdens, en waarskynlik die belangrikste indikator, beide gevalle praat van dit wat gaan gebeur aan die einde van die ou verbond. Dit praat van dieselfde periode van tyd. So dit moet waarskynlik van dieselfde gebeurtenis praat. Want dit praat van dieselfde periode van tyd wat dit plaasvind. Dit gebeur aan die einde van die ou verbond, of altens die einde van die 3,5 dae dan nou as jy wil. Met ander woorde, wanneer die nuwe verbond finaal ingehuldig sou word. En ons kan weet dat Esegiel van die inhuldiging van die nuwe verbond praat, want ons lees in Esegiel 37 vers 24 en 25 van daar dieselfde hoofstuk in Esegiel daar staan, en my knegt Dawid sal koning oor hulle wees, en hulle sal almal een herder hê, en hulle sal in my verordeninge wandel, en my insettinge onderhou, en daarna handel, en hulle sal woon in die land wat ek aan my knegt Jakob gegee het, waar julle vaders in gewoon het. Ja, hulle sal daarin woon, hulle kinders en hulle kindskinders tot in ewigheid, en my knegt Dawid sal oor hulle vors wees vir ewig. En natuurlik Dawid praat van Christus, van die profesie handel jy, soos ons dit lees in Samuel, dat Christus gaan heers op die troon van Dawid.
Dawid gaan nie oor enigiemand heers nie. Dawid is net 'n mens. Dit is 'n verwysing na Jesus toe. En dit is wanneer Jesus dan nou kom, om op sy troon te sit, om oor die huis van Israel, en wie is Israel? Almal wat van die geloof is. Maar hier is dit veral van toepassing op die Ou Testament gelowiges, wanneer Christus dan nou finaal sy koninkryk sou inneem, aan die regterhand van God, waar hy op die troon van Dawid sit. So dit praat van Christus se heerskappy hier so aan die einde van Esegiel 37. Wat aan die regterhand van God sit, spesifiek met betrekking oor sy getroue diensknegte onder die ou verbond. En die mense waarvan daar gepraat word in Esegiel is dood. Maar al is hulle dood, daar gaan 'n tyd kom waar Christus gaan versoening maak tussen God en mens, en waar Christus gaan sit op die troon van Dawid. Want in hulle tyd het dit nog nie plaasgevind nie. Selfs al was hulle hemel toe, dit het nog nie plaasgevind nie. So die Dawid waarvan hier gepraat word in Esegiel is 'n verwysing na Christus toe, en Petrus bevestig dat Christus op Dawid se troon gaan sit het in Handelinge 2 vers 25 tot 36 as 'n ewige troon. En ons lees ook in Lukas 1 vers 32 tot 33 dat Gabriël vir Maria gesê het, hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Hoekom? Want dit was wat daar geprofeteer was. Dis ook wat hier vir Esegiel gesê word. En wat Esegiel moes profeteer, juis ook vir die Ou Testament gelowiges gegee sou word. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie, word daar van Gabriël gesê vir Maria. So natuurlik is hierdie koninkryk nie net vir die Jode nie, maar ook vir die heidene, aangesien die nuwe verbond daarvoor voorsiening maak, dat dit nie net vir die Jode is nie, maar ook vir die heidene. En Christus heers dan tans as koning, maar dit was veral 'n hoop gewees vir getroue Juda. Ja, dis op ons almal van toepassing. Maar die hoop was vir getroue Israel. Dit was vir die getuies. Dis die Ou Testament gelowiges wat daarvoor gehoop het. Ons het nooit daarvoor gehoop nie. Die heidene het nooit daarvoor gehoop nie. Want ons het dit net gekry. Toe ons ingekom het, het dit klaar gebeur. Maar Ou Testament Israel moes daarvoor hoop, en hulle het daarvoor gehoop. Die getroue getuies van die Ou Testament het gewag vir Christus om die troon van Dawid in te neem. Die heidene het nooit daarvoor gewag nie. Toe ons deel geraak het, soos ons die Engels praat, we were grafted into the olive branch, toe dit klaar gebeur. Maar hulle het 'n hoop daarvoor gehad. En dis hoekom Esegiel ook hierdie vir hulle sê, want hulle het 'n hoop gehad vir die dag wanneer Christus op die troon van Dawid gaan sit. En daardie hoop het eers gebeur 500-600 jaar nadat hierdie aan Esegiel geopenbaar was. Maar die hoop was vir die getuies gewees onder die ou verbond, en dit was ook met die Jode spesifiek wat Esegiel gepraat het. Daarom, wanneer ons vers praat van die gees van die lewe wat hulle opwek, en dat die getuies op hulle voete sal staan aan die einde van die 3,5 dae, verwys dit na die vervulling van dit wat Esegiel geprofeteer het, en dit waarna toe die Ou Testament gelowiges ook uitgesien het. Ons teks in Esegiel praat van presies dieselfde ding. So wanneer ons teks praat van die getuies het die asem van die lewe gekry, die gees is in hulle in, en het op hulle voete gaan staan, dis presies waarna die Ou Testament getuies uitgesien het. Is dit waarvan ons teks nou praat, gaan gebeur. En op die punt is om te gebeur, soos Johannes ook vir ons profeteer in Openbaring. So word Esegiel letterlik bedoel. Was daar letterlik bene, en nou moes die bene vleis kry, en dan moet dit vel kry, en dan moet dit nee, dit is beeldspraak. Esegiel word nie letterlik bedoel nie, dit is beeldspraak van die nuwe verbond wat ingehuldig sou word met Christus as koning, en dit was die einste ding waarna al die ware gelowiges van Israel onder die ou verbond ook uitgesien het, vir hierdie lewe wat in Christus sal wees. Daarom lees ons in Hebreërs 11 vers 13 tot 16, daar word gesê, van die wolk van getuies, soos hulle genoem word in Hebreërs 12 vers 1, onthou, Hebreërs hoofstuk 11 is die hoofstuk van geloof, en dit praat van al die manne van geloof,
En dan sê hoofstuk 12 vers 1 van Hebreërs mos, omdat ons 'n wolk van getuies het, laat ons ook elke las af lê van sonde. Ek dink ons het dit Sondag aangehaal. Maar wat word daai getroue mense genoem? Hulle word die wolk van getuies genoem. Wat interessant, né? Die getuies is die Ou Testament gelowiges. Hulle is die wolk van getuies. En hier in Openbaring hoofstuk 11, getuies. Dis dieselfde ding. So die getuies is dieselfde. En daar word gesê van die wolk van getuies, wat natuurlik niks anders is as die getuies hier in Openbaring nie. Daar staan, Hebreërs 11 vers 13 tot 16, in die geloof het hulle, dis nou die wolk van getuies, in die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry. Maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op die aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek, en as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer, maar nou verlang hulle na 'n beter een, dit is 'n hemelse. Die wolk van getuiers verlang, met ander woorde, dis iets wat in die toekoms moet gebeur, dis nie, hulle het gekry nie, nee, hulle verlang na 'n beter een, wat? Dit is 'n hemelse woning. Volgende vers, hulle vaar op na die hemel. Daarom skaam God hom nie om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Christus sê vir sy disippels toe hy opgevaar het, ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. En nie net vir sy disippels nie, maar al die hele wolk van getuies. Nie waar nie? Ek moet dit hier insit, dit maak nogal sin. Die wolk van getuies maak 'n nota op die video. Maar die wolk van getuies het uitgesien na die nuwe verbond. En het nog daarna verlang toe die skrywer van Hebreërs hierdie geskryf het, met Christus wat sit op die troon van Dawid. Dis waarna hulle uitgesien, dat Christus sit op die troon van Dawid. Dit was 'n toekomstige profesie vir hulle wat nog tot vervulling moes kom. Waar nie net die mag en die gesag van die aarde aan Christus gegee is nie. Matteus hoofstuk 28 sê, alle mag in die hemele en die aarde word ook aan hom gegee. So dis nie die aarde se gesag wat aan Christus oorgegee is, dis die aarde sowel as die hemele. Soos Matteus 28 vers 18 sê, waar hulle natuurlik dan nou ook is, die ou wolk van getuies. En soos Hebreërs 11 vers 39 tot 40 dan vir ons sê, en alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Hulle het dit nie gekry nie, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Daar's 'n definitiewe seëning wat oor die Ou Testament gelowiges gekom het, 'n hoop waarna hulle uitgesien het, met die inhuldiging van die nuwe verbond. Nie net vir ons sien, maar iets waarna hulle ook uitgesien het, die Ou Testament wolk van getuies. Die hemelse woning waar die Ou Testament gelowiges woon, het eers werklik tot profetiese volkoming gekom, nadat Christus gesterf het en die troon van Dawid ingeneem het. En daarom het hulle ook daarna uitgesien, en was nie sonder ons volmaak nie. Soos die skrif sê, hulle was nie sonder ons volmaak nie. En daarom het hulle ook daarna uitgesien. En hulle gewag vir 'n beter een. Nou, alhoewel ons teks nie na hierdie Ou Testament getuies verwys wat letterlik uit die dood uit opgestaan het nie. Hulle het nie letterlik uit die dood uit opgestaan nie. Maar dat dit eerder 'n verwysing is na die Jode wat die hoop het om te leef onder die nuwe verbond, onder Christus as koning, in hulle beter woonlik, naamlik hulle hemelse woning, soos ook die bedoeling is in Jesegiel 37. Alhoewel dit die geval is, dat dit beeldspraak is, alhoewel dit is dat dit
'n hemelse vervulling basies is vir hulle. Moet ons nie vergeet dat daar wel 'n letterlike opstanding was van die Ou Testament getuies nie. So al word Jesegiel nie letterlik bedoel nie, ek weet die vleis het nie letterlik aan die bene kom vassit nie. Maar hulle het tog in die verte, soos Hebreërs gesê het, uitgesien na die dag wat Christus gaan sit op die troon van Dawid. En Jesegiel bevestig dit, dis waar dit gaan. Dit gaan oor die inhouding van die Nuwe Testament. En dan sê Jesegiel mos, waar Dawid gaan neer vir ewig op sy troon. En gaan 3 verse verder na die 7de bassein. Ek dink in vers 15, selfde ding. Jesus wat sit vir ewig op sy troon. Dit praat van, dis dieselfde taal, dis dieselfde gevolgtrekking aan die einde van hoofstuk 37 en wat ons kry in die 7de bassein. Dit praat van dieselfde ding. So al is dit nie letterlik bedoel dat hulle letterlik uit die dood uit gaan opstaan nie. Want Jesegiel is nie letterlik nie. My Jesegiel praat van presies dieselfde ding as Openbaring. En Openbaring is ook net 'n profetiese boek vol beeldspraak. Dit is nie letterlik uit die dood uit opstaan nie. Maar daar's iets wat definitief gebeur het met Christus wat gaan sit het op die troon van Dawid. 'n Profetiese film waarna getroue Israel uitgesien het. Sodat ons nie sonder hulle volmaak geword het nie, sê Hebreërs. So al is dit nie noodwendig letterlik nie, daar was wel 'n letterlike opstanding gewees. Want ons lees in Matteus 27 vers 50 tot 54, daar staan met betrekking tot Christus se kruisiging, daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. Al word ons gedeelte nie letterlik bedoel nie, dit het wel tog letterlik ook gebeur. En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die Seun van God. So ons sien dis 'n ontsaglike groot ooreenstemming tussen hierdie gedeelte in Matteus, die letterlike opstanding, en ons teks in Openbaring. Want in beide gevalle praat dit van dieselfde getuies, dis die ou, soos dit sê, die ontslape heiliges, dis nou natuurlik van die Ou Testament. So dit praat van dieselfde getuies, naamlik die Ou Testament ontslape heiliges, soos hulle genoem word. Hulle staan uit die dood uit op, die voorhangsel skeur, byna as 'n voorskadu van die val van die tempel, wat in beide gevalle die tempel irrelevant verklaar het. Die skeur in die voorhangsel en die letterlike val van die tempel verwys altyd na dieselfde ding. Dit is die nietige verklaring van die tempel. Dit verklaar dit nietig. Dit is irrelevant. En ons lees van 'n aardbewing nes in vers 13 van ons hoofstuk, ook hier in Matteus, sowel as die feit dat die mense wat dit aanskou het, bevrees geraak het. So in ons gedeelte sien ons mense wat bang raak, ons sien ook 'n aardbewing, dieselfde sien ons in Matteus. So die ooreenkomste wat ons dus tussen Matteus 27 en ons teksgedeelte in Openbaring sien, sowel as in Jesegiel 37, die vallei van die droë bene, daar's baie ooreenkomste. En hulle is soos volg. Eerstens, dit praat van dieselfde periode van tyd. Al 3 verwys na die oorgangsperiode van die ou verbond na die nuwe verbond. Dit gebeur al 3 in dieselfde periode van tyd. Jesegiel 37 vers 26, Matteus 27 vers 51 en hierdie vers van ons in Openbaring 11 vers 11. Dit verwys na dieselfde periode van tyd. Eerstens. Tweedens, dit praat van dieselfde plek. Al 3 verwys na Israel, of ten minste Jerusalem. Of het letterlik gebeur in Matteus 27 in Jerusalem. 3, dit praat van dieselfde getuies in al 3 tekste. Al 3 verwys na dooie gelowiges onder die ou verbond. 4, dit praat van die opstanding van daardie dooie getuies. En 5, dit praat van 'n aardbewing,
soos ons lees in Jesegiel 37 vers 7, Matteus 27 vers 51 en Openbaring 11 vers 13. Die Hebreëse woord soos ons gesê het vir beroering in vers 7 van Jesegiel 37 word op ander plekke as aardbewing vertaal, soos ons ook sien die geval is in Sagaria 14 vers 5. Nou alhoewel hierdie teks in Matteus 27 letterlik gebeur het, glo ek dit was bloot net 'n fisiese voorskadu of fisiese verteenwoordiging van dit wat geestelik finaal plaasgevind het in terme van dit wat Jesegiel aan ons beskryf en waarvan ons ook lees in Openbaring. Ek dink is net 'n fisiese verteenwoordiging van 'n geestelike realiteit. Dit wat in Matteus 27 gebeur is 'n fisiese verteenwoordiging op 'n klein skaal van 'n geestelike realiteit op 'n groot skaal. Ons het 'n fisiese en letterlike verteenwoordiging nodig om ons in baie gevalle in te lig wat geestelik plaasvind. Christus se opstanding uit die dode bewys aan ons, en dis 'n letterlike fisiese opstanding uit die dode, bewys aan ons 'n geestelike realiteit. Soos Paulus sê in Efesiërs 2 vers 4 tot 6. Maar God wat ryk is in barmhartigheid het ons deur sy groot liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. So Christus se fisiese opstanding beteken ons is ook lewend gemaak saam met Christus as gevolg van sy fisiese opstanding en hy het ons saam laat sit in die hemele. Het ons opgevaar na die hemel? Nee, hier sit ons nog. Maar Paulus sê ons het. Nie waar nie. Maar God wat ryk is in barmhartigheid het ons deur sy groot liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade lewend gemaak saam met Christus. Met ander woorde, ons was dood. Nou is ons lewendig. Ons het uit die doodheid opgestaan. Hoekom? As gevolg van Christus se fisiese opstanding. Uit genade is julle gered en julle saam opgewek uit die dode en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Sit ons regtig in die hemele? Nee, dit is beeldspraak. Die volgende vers in Openbaring is beeldspraak, hierdie Ou Testament getuies wat opvaar na die hemel toe. Want ons is ook in die hemel, volgens Paulus. Maar dit is 'n geestelike realiteit. Die fisiese goed wat fisies gebeur het en letterlik gebeur het, Christus wat letterlik opgestaan het uit die dode, het 'n geestelike realiteit verteenwoordig. En nie net bewys Christus se fisiese en letterlike opstanding uit die dode dat ons tans lewend gemaak is deur sy gees uit 'n geestelike oogpunt nie, maar dat ons ook kan uitsien na 'n toekomstige opstanding, want Paulus sê in Romeine 8 vers 11, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Soos 'n opstanding is nie net, ons is nou lewend geraak nie, geverteenwoordig deur ons dood nie, maar dit is ook 'n fisiese realiteit in die toekoms. Maar die fisiese verwoesting van die tempel, sowel as die skeur in die voorhangsel van die tempel, verteenwoordig die einde van 'n geestelike realiteit, van die ou verbond. Want 'n mens kan nie die ou verbond sien nie. Waar is die ou verbond? Kan mens dit sien? Nee. Waar is die nuwe verbond? Kan mens dit sien? Jy kan dit nie sien nie. Daar's nie 'n fisiese kontrak nie. Maar dit verteenwoordig die ou verbond, die skeur in die voorhangsel en die letterlike verwoesting van die tempel 40 jaar later in 70 na Christus. Verteenwoordig dieselfde ding. Dis die einde van 'n geestelike realiteit, dis die einde van 'n era, dis die einde van die ou verbond. Beide verteenwoordig dieselfde ding. En daarom, omdat die skeur in die voorhangsel en die letterlike val van die tempel dieselfde ding kan verteenwoordig, al is dit 40 jaar uit mekaar uit, kan die Ou Testament gelowiges wat letterlik opgestaan het, toe Jesus doodgegaan het, ook 'n geestelike realiteit verteenwoordig van 40 jaar later. Dis dieselfde goeders, alles trek, die voorhangsel is 'n voorskadu van die fisiese val van die tempel. En dieselfde met die mense wat fisies uit die doodheid opgestaan het. So wanneer ons teks dan praat van dit wat gebeur aan die einde van die ou verbond, of altens aan die einde van die 3,5 dae, die onvolmaakte periode van tyd,
naamlik dat die gees van die lewe uit God in die Ou Testament getuies ingegaan het, sodat hulle op hulle voete kan staan, praat dit van niks anders as wanneer Jesegiel presies dieselfde sê, in vers 10 van Jesegiel 37 waar staan, toe het die gees in hulle gekom en hulle het lewend geword en hulle op hulle voete gaan staan. Dit is presies dieselfde ding. Maar Jesegiel word nie letterlik bedoel nie. Dit is 'n geestelike realiteit wanneer die nuwe verbond ingehuldig word, veral van toepassing op die Ou Testament getuies, die Ou Testament gelowiges, die mense wat by die geloof gehou het en daarvan getuig het. Met ander woorde, die nuwe verbond is net soveel van toepassing op die Ou Testament gelowiges, soos dit is op die Nuwe Testament gelowiges, want sonder Christus se dood en opstanding en die inhuldiging van die nuwe verbond, sou daar nie net geen lewe vir ons as Nuwe Testament gelowiges gewees het nie, daar sou ook geen lewe vir die Ou Testament gelowiges gewees het, as Christus nie gesterf het en die nuwe verbond nie ingehuldig gewees het nie. Die Ou Testament gelowiges sou net so verlore gewees het soos ons, as Christus nie gesterf het nie. Dis hoekom hulle nog daarna uitgesien het. Want as dit nie gebeur het nie, en Christus nie gaan sit het op die troon van Dawid nie, dan was hulle nowhere. Dan was hulle verlore. Net soveel soos ons verlore sou gewees het, indien Christus nie sou gesterf het nie. Dis net die inhuldiging van die nuwe verbond, is net soveel van toepassing op die getuies van die Ou Testament, soos dit van toepassing is op ons. Hoekom sê Hebreërs? Sodat hulle nie sonder ons volmaak sal word nie. Jesegiel praat van Ou Testament gelowige Israel, en Openbaring doen dieselfde, in die sin dat daar vir hulle lewe gegee word, en weer eens, soos Hebreërs 11 vers 39 tot 40 sê, en alhoewel hulle almal die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beter oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Menende toe die nuwe verbond ingehuldig was, toe het hulle saam met ons volmaak geraak. Jesegiel 37 vers 26 sê, en ek sal 'n verbond van vrede met hulle sluit. Dit sal 'n ewige verbond met hulle wees, en ek sal hulle daar bring en hulle vermenigvuldig, en ek sal my heiligdom in hulle midde vestig vir ewig. Hulle fisiese opstanding, soos ons lees in Matteus 27, was dis net deel van die geestelike realiteit, wat nou ook oor hulle gekom het. Soos uitgebeeld in Jesegiel en Openbaring. En dit is presies waarna hulle ook uitgesien het om te gebeur, en het het toe ook gebeur. 'n verdere bevestiging dat Jesegiel 37 van dieselfde gebeurtenis praat as ons hoofstuk, is dat Jesegiel afsluit deur om in verse 25 en 26 te sê, en hulle sal woon in die land wat ek aan my knegt Jakob gegee het, waar hulle vaders in gewoon het, ja, hulle sal daarin woon, hulle kinders en hulle kindskinders tot in ewigheid, en my knegt Dawid sal hulle vors wees vir ewig, en ek sal 'n verbond van vrede met hulle sluit. Dis natuurlik die nuwe verbond. Dit sal 'n ewige verbond met hulle wees. Weer eens, nuwe verbond, dis 'n ewige verbond. En ek sal hulle daar bring en hulle vermenigvuldig, en ek sal my heiligdom in hulle midde vestig vir ewig. Maar natuurlik nie net vir hulle nie, ook vir die heidene. Maar hier is dit veral van toepassing op hulle dan. En dit is presies wat ons 4 verse verder dan lees in ons teks, met die blaas van die 7de seël, waar staan in vers 15, en die 7de engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel, wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword, en van sy Christus, en hy sal as koning heers, tot in alle ewigheid. Koning waar? Koning op die troon van Dawid. Dit praat van dieselfde ding. Dit is dieselfde inhoud, dit is dieselfde mense, dit is dieselfde tyd, dieselfde ding gebeur met hulle, hulle staan uit die doodheid op, dit is dieselfde koning wat oor hulle heers, tot in alle ewigheid. Hoekom is dit van toepassing op hulle, want hulle het daarna uitgesien, en as dit nie gebeur het, was hulle verlore saam met ons. Maar omdat dit gebeur het, word hulle nie sonder ons volmaak nie. En aangesien ons in die hemel sit saam met Christus, soos Paulus sê, uit 'n geestelike oogpunt, is dieselfde die realiteit vir hulle. Baie meer, want hulle is al klaar dood. Maar Christus het eers op 'n spesifieke tydstip op die troon van Dawid gaan sit.
En toe hulle dood was onder die Ou Testament, het dit nog nie gebeur nie. Nou die skrif sê verder dat 'n groot vrees diegene oorval het wat aanskou het dat hulle lewendig geraak het. Eerstens sien ons dat dit fisies die geval was, in die fisiese verteenwoordiging van hierdie geestelike realiteit, soos ons vroeër gelees het in Matteus 27 vers 53 tot 54 voor staan, en na sy opstanding het hulle uit die graf daar uitgegaan, en in die heilige stad ingekom, en aan baie verskyn, en toe die hoof van 100, en die wat saam met hom Jesus bewaak het die aardbewing sien, en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword, en gesê, waarlik, hy was die seun van God. So ons sien dit in die fisiese verteenwoordiging, dat daai vrees ook daar was, spesifiek van die wat Jesus doodgemaak het. Maar hierdie vrees was ook 'n geestelike realiteit vir die wat die nuwe verbond nie wou aanneem nie. Dit was 'n geestelike realiteit vir die wat die verbond nie wou aanneem. Onthou, Esegiel en Openbaring kyk hoofsaaklik uit 'n geestelike oogpunt, of 'n beeldspraakse oogpunt. Maar dit was 'n geestelike realiteit vir hulle. Nie net omdat hulle almal doodgemaak was in die val van die tempel nie, wat ook 'n vreesaanjaende ding moes gewees het. Ek meen, hulle het gevrees toe hulle sien hoe hulle stad en hulle tempel verwoes word en hulle vrek van die honger, omdat hulle beleer was. So daar was definitief 'n fisiese vrees gewees oor hierdie mense. Maar soos Jesus beskryf het met hulle gaan gebeur in Matteus 24 vers 48 tot 51 voor staan, maar as daardie slegte diensknegt in sy hart sê, my Heer tel hom om te kom. En onthou, hier is Matteus 24. En hy sy medediensknegte begin slaan, en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die Heer van die diensknegt kom op 'n dag wat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom 'n deelgenoot maak van die geveinstes, daar sal geween wees en 'n geknars van tande. Dit praat van getroue Israel en ontroue Israel. Dit is Matteus 24 hierdie. Die getroue diensknegte is die ware gelowiges. Die ontroue diensknegt is die wat sê, my Here tel hom om te kom. En wat se vrees val oor hulle? Daar sal geween wees en 'n geknars van tande, sê die Here. In wat se konteks? Die konteks van Matteus 24. Openbaring. En ons sien dieselfde, dalk selfs meer ooglopend in Lukas 13 vers 28, waar die Ou Testament getuies ook uitdruklik genoem word, waar staan, en die Ou Testament getuies word by die naam genoem. Daar sal geween wees en geknars van tande, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sal sien, maar julle self uitgedryf word buitentoe. Is dit nie presies wat hier gebeur nie? Maak dit nie soveel sin nie? Die Here praat met afvallige Juda hierso. Julle sal Abraham, Isak en Jakob en al die profete sien in die koninkryk van God, maar julle self sal uitgedryf word buitentoe. Die vrees sal oor julle val in daardie dag. Wanneer die ou verbond finaal geoordeel word, wanneer dit afgeskryf word, wanneer Jesus gaan sit op die troon van Dawid, wanneer die koninkryk ingehuldig word, wat ook van toepassing is op Abraham, Isak en Jakob en al die profete. Dit is presies wat die Here gesê het sal gebeur. Daar sal 'n geween en geknars van tande wees en julle sal uitgedryf word buitentoe, sê die Here vir hulle. Lukas 13 vers 28 sê presies dit wat ons hier sal lees in Openbaring. En dit praat en dit noem die getuies op die naam. So hierdie vers in Lukas 13 vers 28 beskryf presies dit wat besig is om te gebeur hier in Openbaring en stem ooreen met Openbaring 11 vers 11 tot 13 wat sê, en na die 3,5 dag het 'n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan en hulle het op hulle voete gaan staan en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het en hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê, kom op hierheen, en hulle het opgevaar na die hemel in die wolk en hulle vyande het hulle aanskou. Wie aanskou? Abraham, Isak en Jakob en al die profete. En in die uur het daar 'n groot aardbewing gekom en die 10de van die stad het geval. Daar is natuurlik 'n verwysing na die letterlike stad en 7000 mense, 7000 soos volgende week sal sien 'n volmaakte nommer van mense wat geval het. En 7000 mense het in die aardbewing omgekom. Ook 'n aardbewing soos ons sien in Matteus 27
en ook 'n aardbewing in Jesegiel 37. Die Bybel maak so. Alles pas in by mekaar. En die Here sê vir die afvallige Jode, julle sal sien hoe Abraham en Isak en Jakob en die koning en al die profete in die koninkryk van die hemel inkom en julle sal buitentoe gedryf wees en daar sal weer 'n knars van tande wees. En ek dink dis die beste wat ek kan doen met hierdie vers. Maak dit sin? Ek dink dit word letterlik bedoel nie. Ek dink nie ons het 'n letterlike hemelvaart gesien in 70 na Christus nie. Ek dink nie ons het 'n letterlike opstanding uit die dode van die Ou Testament gelowiges gesien nie. Maar die beeldspraak is nie vreemd tot die Bybel nie. Want Paulus sê van ons ook, ons het ook uit die dode uit opgestaan saam met Christus. Ons is ook in die hemele saam met Christus, sê hy. Ons is nie letterlik daar op hierdie huidige oomblik nie, nog nie. Dit is 'n geestelike realiteit vir ons. Hoekom kan dit dan nie vir hulle ook wees nie? Dit is algemene taal. Jesegiel is ook nie letterlik nie. En soos ons gesien het in ons inleiding van Openbaring, die boek wat die meeste ooreenstem met Openbaring is juis Jesegiel. Daar was 'n magdom van ooreenkomste. Ek meen ons sien die boekrol van wat is dit hoofstuk 4 van Openbaring, dit sien ons ook in Jesegiel. Al daai goeders is presies so in Jesegiel. Daar's soveel taal wat bou op Jesegiel en hierdie is nie die uitsondering nie. Maar Jesegiel is nie letterlik nie. Dit is 'n geestelike realiteit wat op die Ou Testament getuies gekom het en Hebreërs getuig ook daarvan. En Jesus getuig ook daarvan wanneer hy vir die afvallige Judas sê, maar julle sal Abraham en Isak en Jakob en al die profete sien in die koninkryk van God en julle sal uitgedryf word. Dis presies wat ons hier sien en hulle bewe. En dit het letterlik gebeur. Die Ou Testament heiliges soos hulle genoem word, het letterlik uit die graf uitgekom, maar weer eens net as 'n fisiese verteenwoordiging van 'n geestelike realiteit, waarvan ons nou hierso lees en ook in Jesegiel 37 lees.